Welkom terug by hierdie week se Standard Bank Landbou Weervooruitskatting. Baie lae minimum temperature kan die volgende week of 2 oor die sentrale tot suidoostelike binneland, veral langs Lesotho, voorkom. Intussen neem die droogte in die Wes-Kaap ernstige afmetings aan, maar bietjie reën in Augustus kan dalk tydelike verligting vir ons bring. Internasionaal begin die droogte en die hitte reeds skade aan die Amerikaanse mielieoes nou aanrig en die toestande kan vir die volgende week of 2 voortduur. Wat beteken dit als vir produksie, maar meer belangrik vir die markte? Kom ons gaan kyk. Hierdie episode word met trots aan jou gebring deur Standard Bank en kom die graanbemarking. Goeiedag. Die winter is nog nie verby nie. Ons sien nou wat gebeur hier oor Lesotho, Drakensberge, Oos-Kaap gedeeltes waar ons sneeu kry en natuurlik weer 'n afsny laagdruk wat vir ons reën hier oor die oostelike dele van die land gee. So minimum temperature gaan maar nog laag bly. As ons kyk, die koudste vir die volgende week gaan rondom 3 Augustus wees en veral oor die Vrystaat, die grootste deel van Lesotho en selfs suidelike dele van Gauteng, westelike dele van Mpumalanga onder vriespunt en natuurlik ook oor die Kalahari, die blou gedeeltes, temperature onder vriespunt. Ek wil 'n bietjie fokus vandag op die winterreënvalgebied en veral oor die koringgebiede. Nou as ons kyk na die reënval vir Junie, dis die persentasie van die normaal. So die donkerbruin gedeeltes is minder as die helfte van die normale reënval. So ons kan sien daar die dik swart sirkel, dis omtrent waar die Swartland is aan die bokant en meer hieronder na die Rand gedeeltes toe. So redelik ver onder gemiddelde reënval oor groot gedeeltes. Dit was Junie maand gewees. In Julie, van 1 tot 27 Julie, en dit is die afwyking millimeters vanaf die verwagting of die langtermyn gemiddeld. So die donker gedeeltes is tussen 50 en 100 millimeter onder die langtermyn gemiddeld. Wat eintlik sê dis 0 reënval of baie naby, want die langtermyn gemiddelde reënval vir Julie is in die orde van tussen 80-100 millimeter afhangende van die gebied. So baie min reën wat tot op hede in Julie voorgekom het. So ons die probleme begin regtig waar ontwikkel. Na die vloed en swaar reën in Mei maand het ons nie gedink dat die droogte ons sommer so weer gaan inhaal nie. Verwagting vir reënval, hierdie is 30 Julie tot 5 Augustus en kan ons sien baie min reën vir die winterreënvalgebied. Daar is wel hier oor KwaZulu-Natal daardie gedeeltes wat nou voorkom, maar dit is besig om op te klaar. Van 6 tot 12 Augustus lyk dit 'n bietjie beter. Dit lyk of daar so 10-20 millimeter oor die dele van die winterreënvalgebied gaan voorkom en dan ook die Suid-Kaapse kusgebiede, Oos-Kaapse kus, so 'n klompie reën wat daar gaan voorkom. So dit lyk tog darm positief dat dit 'n bietjie verligting kan bring. Maar 10 tot 12 of 10 tot 20 millimeter is net 'n verligting. Dit gaan nie regtig waar help as daar nie reën nog verder vorentoe gaan voorkom nie. En die langer termyn lyk ook nie baie positief nie, so dit lyk regtig waar nie goed vir die winterreënvalgebied se koringproduksie nie. Die ander wat nogal vir ons baie belangrik is wat in Amerika aangaan, in terme van hulle mielies. En hierdie is die persentasie wat as goed tot baie goed beskryf kan word. Die afgelope 4 jaar en dan 2026 die rooi lyn. En ons kan sien dat in die laaste week was daar omtrent 'n 5-6% daling in die oppervlaktes
wat as goed tot baie goed beskryf word. So in Junie maand was daar goeie reën, maar daardie reën is nou op en daarmee saam baie hoë temperature. Ons kan ook sien, hierdie is reënval 19 tot 25 Julie en die mieliegebied, so in die sirkel so rofweg, en kan ons sien dat daar maar klein kolle is wat goeie reën gehad het of omtrent enigstens reën gehad het. Die groot probleem is die uitermate hoë temperature. En hierdie is van 19 tot 25 Julie, die ekstreme uiterstes, en kan ons sien dit wissel noordoos 27 grade, maar die belangrikste mieliegebiede 32 tot 38 grade Celsius. So hittegolf toestande, ekstreme temperature en tesame met die min reën kom daar nou baie vinnig skade voor. Wat gaan vorentoe gebeur? Hierdie is van 5 tot 11 Augustus, die temperature en die bruin, hoe donkerder die kleure is, hoe meer bogemiddeld dit kan wees. En ons kan sien dat hier nog vir ten minste die volgende week, 2 weke, redelike hoë temperature gaan voorkom. Dit is besig om 'n bietjie suidooswaarts te skuif, maar dit gaan die grootste deel van die mieliegebied of die mieliegordel beïnvloed. Die reënval 3 tot 7 Augustus, die grys gedeeltes is naby normaal, so daar is 'n kans, maar dit gaan waarskynlik maar weer as strepe en kolle wees. So hier is regtig waar nou groot probleme wat begin ontwikkel. Opsommend, minimum temperature gaan redelik laag bly vir die volgende week of 2 oor die sentrale en suidoostelike binneland, so aangrensend aan Lesotho. Die droogte in die Weskaap begin ernstige afmetings aanneem. 10 en 20 mm in die tweede week van Augustus kan tydelike verligting bied en droogte en hitteskade aan die Amerikaanse oes kom nou voor en dit kan voortduur vir ten minste 'n week tot 10 dae. So mooi loop en lekker boer. Baie dankie Johan. Hierdie episode word moontlik gemaak deur Standard Bank en Kom die Graan Bemarking. Baie dankie dat jy ingeskakel het en sien weer volgende week.